Goed, ons het gekom by deel 2 van ons aanbieding. Ek voel jammer vir julle wat nie was met die eerste ene nie. Julle het baie gemis. Maar ek kan ongelukkig nou nie weer herhaal wat ek gesê het nie. So ek hoop julle kry die draad. Net aantekening gou afgeneem. Ons is besig om te praat oor die vrees van Jahwe. En ons het gesien wat dit is en wat dit nie is nie. Ek wil hê julle moet saam met my net blaai na Jesaja hoofstuk 11 toe. Jesaja hoofstuk 11. Mense, hierdie kamp gaan tog oor ons verhouding met Vader en ons geestelike lewe. En dit wat ek hier vir julle leer, het te doen met die sukses daarvan. As u nie belangstel in 'n suksesvolle geestelike lewe en verhouding met Vader nie, dan gaan dit wat ek vir julle leer nie sin maak. Maar as u gaan luister na wat ek leer en u pas dit toe in u lewe, gaan u uitvind u lewe verander, u geestelike lewe verander, u bruikbaarheid vir Vader verander en u bring die seëninge van Jahwe na u lewe toe. Jesaja hoofstuk 11. Die vrees van Jahwe was ook in die lewe van Joshua. Dit was 'n baie groot kenmerk van Joshua. As ons lees hier in Jesaja 11 vers 1, dan staan daar, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Dis 'n profesie aangaande Joshua. En op hom sal die gees van Jahwe rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van Jahwe. Sien julle dit? Vrees van Jahwe. Vrees van Jahwe het op Joshua gerus. Dit is waarom Joshua gekom het om die wil van Vader te doen. Dis waarom hy dit gedoen het ook. En as dit in sy lewe teenwoordig was, dan is dit ook nodig in ons as sy navolgers. Nou, hou julle vinger daar, want ek wil net hê julle moet iets saam met my kyk in Openbaring hoofstuk 1, waar hy praat van die gees waarvan hy hier praat in Jesaja. In Openbaring hoofstuk 1 vers 4. Openbaring 1 vers 4. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Daar is net een Heilige Gees, daar is net een Yahuwah Elohim. Maar hoe praat hy dan van 7 geeste? Hy praat hier van die 7voudige Gees. Die 7voudige Gees. Kom ek wys nou vir julle hoekom dit 7 is. In Jesaja waar ons nou pas gelees het, en op hom sal die Gees van Jahwe rus, 1, die Gees van wysheid 2, verstand 3, raad 4, sterkte 5, kennis 6 en die vrees van Jahwe 7. Sien julle? Dis die 7voudige Gees. Ja, staan dit. In Jesaja 11, julle kan dit daar kry. Daar staan dit. Jesaja 11, dit wat ek nou gelees het. Ek het dit net gelees uit Jesaja 11 vers 2. Julle kan dit gaan merk. Gees van Jahwe 1, Gees van wysheid 2, sien julle dit? Dis 7 van hulle. Is julle daarby? Ja. Ekskuus as ek te vinnig is. Maar dis die 7voudige Gees, dis die Gees wat op Joshua gerus het. En dit is die Gees wat ook in ons werk. En ek wil vir julle aanmoedig om gedoop te word met die Heilige Gees. Soek dit met jou hele hart en alles wat binne in jou is. As die Gees van Jahwe in ons werk, dan weet ons dis die Gees van Jahwe wat in my werk. Dis die Gees van wysheid wat in my werk. Dis die Gees van verstand wat in my werk. Dis die Gees van raad wat in my werk. Dis die Gees van sterkte, dis die Gees van kennis en dit is die Gees van die vrees van Jahwe. Hierdie vers, om al daardie aspekte te behandel, het ons weer 'n kamp nodig. En ek sal nog 'n offergawe moet opneem. Maar dit is wonderlike dinge wat die Heilige Gees in ons lewe doen. En sonder hom kan ons nie suksesvol wees nie. Kan ons nie geestelik groei nie en kan ons nie in oorwinning lewe nie. As jy net kan verstaan en besef
Wat het die Heilige Gees kom doen in ons lewens? Hoe die Heilige Gees ons in staat stel. Jy sal nooit hoef onkant gevang te word deur die duiwel. Nooit. Die vermoë van die Heilige Gees is te groot, maar wat ek wil hê jy moet sien is, dat as die Gees van Jahwe in jou lewe werk, sal die vrees van Jahwe in jou lewe wees. Nog 'n keer meer. As die Gees van Jahwe in jou lewe werk, sal jy 'n mens van liefde wees. Daar sal liefde in jou lewe wees. Haat en bitterheid en vergelding en weerwraak en al daai goed sal uit jou lewe uit verdwyn. Want die Bybel sê, Paulus sê, dat die agape van Elohim word in ons harte uitgestort of bedien deur die Heilige Gees. Agape is Elohim se liefde. Daar waar jy in die woord lees, Jahwe is liefde, dis agape. Dis Elohim se liefde, dis 'n onselfsugtige liefde. So, hoe meer mense, hoe voller mense is van die Heilige Gees, hoe voller is hulle van sy liefde. Hoe voller hulle is van die Heilige Gees, hoe voller is hulle van sy vrees, Jahwe se vrees. En so meer. Die Heilige Gees as Jahwe in 'n persoon, kyk saam met my na Handelinge 13 vers 2. Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om Jahwe te dien en te vas, ek dink in die skrif het ek dit verander, maar wat daar staan eintlik is, terwyl hulle besig was om Jahwe te aanbid en te vas. Die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, het hulle laat gaan. Die Heilige Gees is ook Elohim en die Heilige Gees is hier in beheer en die Heilige Gees sonder hierdie manne af vir die werk waarvoor hy hulle geroep het. Maar wat ek wil hê jy moet sien is, wanneer die Heilige Gees iemand afsonder vir dit waarvoor hom geroep het, hulle het hulle die hande opgelê, julle kan dit daar sien. As die Heilige Gees jou stuur, dan stuur hy jou met wysheid. Hy stuur jou met verstand, hy stuur jou met raad, hy stuur jou met sterkte, hy stuur jou met kennis en hy stuur jou met die vrees van Jahwe. Vers 4 sê, hulle is deur die Heilige Gees gestuur. Hulle is deur die Heilige Gees gestuur. So dis waarom ons moet regtig soek na die krag en die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Nou, as jy kan weer kyk na Jesaja hoofstuk 11 vers 3. Ek het nou vir julle in vers 2 gesê, die 7voudige Gees, die 7 lampe, ook in Openbaring. Nou weet julle, dis hierdie kenmerke van die Heilige Gees. Maar in vers 3 van Jesaja 11 sê dit vir ons iets van Yeshua. Iets baie belangrik. Jesaja 11 vers 3. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van Jahwe. Yeshua het hom verlustig. Hy het 'n welgevalle gehad in die vrees van Jahwe. Dit was vir hom 'n vreugde om Jahwe sy Vader te vrees. So as die Gees van Jahwe in ons werk, die Gees van Yeshua in ons werk, sal ons nie wegvlug van die vrees van Jahwe. Ons sal ook 'n welgevalle daarin hê. Ons sal hou daarvan om daarvan te hoor. Ons sal hou daarvan om daaroor lering te kry. Ons sal hou daarvan om dit te doen en dit toe te pas in ons lewe. Nou, waarom is Yeshua verhoor? Waarom is Yeshua verhoor? Hoekom het Yeshua so baie gebedsverhoring gehad? Daar is niks wat Yeshua gebid het wat nie verhoor is nie. Stem jy saam met my? En ek en jy kan ook soos Yeshua gebedsverhoring hê. Ons kan dit ervaar in ons lewe en ons kan dit belê in ons lewe. Maar nou gaan ek vir julle iets wys wat julle miskien nog nooit gesien het nie. Net voor ek dit sê. Yeshua het nie as Elohim na die aarde toe gekom. As ons die evangelies lees, dan dink ons, dit is nou Yeshua, dis Elohim wat nou hier van gepraat word. Yeshua het hom ontledig, sê Paulus. Hy het afstand gedoen daarvan.
voordat hy na die aarde toe gekom het. En hy het 'n mens geword soos u en ek. Ja, hy was Elohim wat vlees geword het, maar hy het met ons kom identifiseer. Hy het geen wonderwerk gedoen voordat hy nie 30 jaar oud was en die Heilige Gees oor hom gekom het. Hy het soos ons honger geword. Hy het soos ons vaak geword. Hy het soos ons moeg geword. En dit wat Yeshua gedoen het, het hy gedoen deur die krag van die Heilige Gees. En Yeshua het in sy aardse lewe ook moes leer, soos ek en jy, om Jahwe te vrees. Kan dit vir julle wys? Hy moes ook leer om Jahwe te gehoorsaam. Hy het byvoorbeeld in die tuin gebid en gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So daar was 'n tyd in sy lewe, en veral daar in die tuin, toe al hierdie smart voor hom was, waar sy wil wou wegduins, van daardie wil wat Jahwe die Vader vir hom gehad het. Daarom is hy 'n hoëpriester wat met ons medelee kan hê. En met ons swakhede, want hy was in alle opsigte versoek, net soos ons sonder sonde. En dis waarom hy kon sê, wat ek gedoen het, sal julle ook doen. Want soos hy kan ons ook toegerus word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het Yeshua in staat gestel om te doen wat hy gedoen het, maar sy gebedsverhoring, dit wil ek nou vir julle wys. Hoekom het hy gebedsverhoring gehad? Hebreërs 5 vers 7. Hebreërs 5 vers 7. Ek gaan regtig probeer om dit af te breek, maar ek kan nie jaar na jaar vir julle net melk preek nie. Ons moet by die vaste spyse ook van Vader se woord uitkom. En dit waaroor ek vandag lering gee is vaste spyse. As julle nie iets verstaan nie of iets onduidelik is, ek is hier, julle is baie welkom om met my te kom praat. En ek sal vir julle verduidelik met baie groot geduld, hoor. Hebreërs 5 vers 7 sê, hy, dis Yeshua, wat in die dae van sy vlees, sy liggaam, gebede en smeekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het. Hier sien ons iets van Yeshua se gebedslewe, hoe hy gebid. Wil julle weet hoe het hy op die berg gebid? In eensaamheid? Met smeeking, met sterk geroep en met trane aan Jahwe sy Vader, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Nou uit die angs is 'n verkeerde vertaling. Wat het ek in die skrif gesê? En ook verhoor is vanweë sy eerbieding, onderworpenheid. Sy eerbiedige onderworpenheid. Moet ek die hele versie lees? Daai laaste stukkie wat verhoor is. Hy wat en ook verhoor is. En ook verhoor is vanweë sy eerbiedinge, onderworpenheid aan Elohim. Eerbiedige seker. Eerbiedige, ja. Eerbiedige. Dis die regte vertaling. Hy is verhoor as gevolg van sy godsvrees. Sy eerbied vir Jahwe, sy vrees vir Jahwe. Dis waarom hy verhoor is. Dis wat die oorspronklike daar sê. Dit is die sleutel vir gebedsverhoring. Gaan dit nou weer vir julle sê. Ek het vanoggend vir julle gesê, wat doen die vrees van Jahwe in ons lewe? Wil jy gebedsverhoring hê? Vrees Jahwe. Yeshua is verhoor as gevolg, nou gaan ek vir julle die Engels lees, he was hurt because of his godly fear. Nie angs nie. Yeshua het vir niks bang geword nie. Hy het Jahwe gevrees. Dis waarom hy verhoor is. Wil jy gebedsverhoring hê? Vrees Jahwe. Vrees Jahwe. En hoe meer die vrees van Jahwe in jou lewe is, hoe meer gaan jy gebedsverhoring sien. Dit is die sleutel. Die New Living Translation sê, his deep reverence for God. Ons het vanmôre gesê, wat is die vrees van Jahwe? En een daarvan is eerbiedige vrees. Eerbied en ontzag. Eerbied en ontzag. Die woord aangaande, wat het Yeshua gesê? Yeshua het gesê, ek het nie gekom om my wil te doen. Ek sê niks, tensy ek nie my Vader dit hoor sê nie. Ek doen niks, tensy ek nie my Vader dit sien doen nie. Jy sien die vrees van Jahwe onderwerp hom aan die wil van Jahwe. Jy onderwerp jou aan die wil van Jahwe. Dis die vrees van Jahwe. Jy onderwerp jou aan sy wil.
Dis wat die vrees van Jahwe in jou lewe doen. Jy sê nie, o, ek is bang, hier's Elohim nie. Dis nie daai vrees nie, ons het vanmôre dit gesien. Die vrees van Jahwe is, jy onderwerp jou aan sy wil vir jou lewe. Jy doen wat hom welgevallig is, jy doen wat hom behaag, jy doen wat tot eer en verheerliking is van sy groot en wonderlike naam. Kom dat ek dit nou vir u so sê, om dit beter te verstaan. As jy Jahwe vrees, sal jy sy woord lees. As jy Jahwe lees, sal jy bid. Vrees, sal jy bid. As jy Jahwe vrees, sal jy lief hê. As jy Jahwe vrees, sal jy glo. As jy Jahwe vrees, sal jy die onderlinge byeenkoms bywoon. As jy Jahwe vrees, sal jy kyk na wat jou mond sê, en jy sal kyk na wat jou gedagtes dink. As jy Jahwe vrees, sal jy jou liggaam tot die beskikking van Elohim stel, as 'n lewende, heilige, welgevallige offer. Jy sal hierdie liggaam oppas, jy sal na hom kyk, jy sal na sy gewig kyk, jy sal kyk, wat is in hierdie liggaam aan die werk wat kwaad is en skade is vir my liggaam. Jy sal hierdie liggaam koester, jy sal hom oppas, dit behoort aan Jahwe, dit is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy gaan hom nie skend op enige manier nie. Jy gaan aan jou gedagtes werk om dit vernuwe te kry, om dit verander te kry. As jy Jahwe vrees, gaan jy nie loop met onvergewensgesindheid nie. As jy Jahwe vrees, sal jy jou tiende gee. Nie verskonings uitdink om dit te eet nie. As jy Jahwe vrees, sal jy van hom getuig. Gaan sit net en maak 'n lysie vir jouself. Dis 'n lang lys. Maar die Heilige Gees sal ons in staat stel om dit te doen. En ek vind uit in my lewe, as iets fout gaan en iets gaan verkeerd, ek het vanmôre vir julle gesê, as jy Jahwe vrees, sal jy die goedheid van Jahwe ervaar en jy sal geen gebrek hê. As jy Jahwe vrees, is gekoppel aan die vrees van Jahwe. En as iets in my lewe nie reg werk nie, dan gaan kyk ek na die vrees van Jahwe en ek vra vir die Heilige Gees, waar het ek misluk om u te vrees? Dan sal hy vir my wys, jy moet daai vergewe. Jy was daar nie soos wat jy moes gewees het nie, jy het daar gedoen, jy het so gemaak, jy het dit toegelaat of jy dat gedoen. Jy het na iets gekyk wat jy nie moes na gekyk het nie of wat ook al. Ek het net vir julle gesê ons moet die hele dag in die vrees van Jahwe wees. Die woord sê so, die hele dag. So as jy Jahwe vrees, is dit nie ek is bang vir hom nie. As jy Jahwe vrees, is dieselfde as om hom lief te hê. Jy kan nie net sê ek het Jahwe lief, ek het Jahwe lief, ek het Jahwe lief nie. Die Bybel sê as jy Jahwe lief het, sal jy doen wat hy sê. Jy sal sy woord gehoorsaam. En dit gaan saam met die vrees van Jahwe. Jy sal kyk hoe behandel jy jou vrou, jy sal kyk hoe behandel jy jou man, jy sal kyk hoe behandel jy jou kinders, jy sal kyk hoe behandel jy jou ouers, hoe behandel jy jou broer en suster. Is jy eerlik in jou besigheid? Elke aspek van jou lewe bring jy onder die vrees van Jahwe. Hoekom het Jesua altyd gedoen wat reg is? Want hy het Jahwe gevrees. Hy het Jahwe gevrees. As mense vir my vra, hoekom doen ek dit nie, dan sê ek nie, dis omdat ek hom vrees. Dis omdat ek hom vrees. As mense in my teenwoordigheid wat nie vir my ken nie weet wie ek is nie, ek sit nie hulle af nie, ek soek geleenthede om met mense te praat. Soos nou die dag weer daar by Nampo. Maar jy kan nie glo, hoe kan party mense vloek nie? Elke tweede woord is 'n lasterwoord, is 'n vloekwoord. Dan sal ek vir hulle sê, ek praat nie soos jy nie, want ek vrees Jahwe. Ek vrees Jahwe, dis hoekom ek nie so praat nie. Dit gee my 'n geleentheid om met die mense te praat. Hulle te sê, hoe het hy my verander? Wat het hy in my lewe gedoen? Op 'n mooi manier, maar ernstig. Ons moet nie skaam wees vir hom nie. Ons moet nie skaam wees vir hom nie. Ons moet sy naam eer in ons lewe. Ons moet sy naam die hoogste stel in ons lewe. Ek het vir die 10 jaar wat ek deeltyds predikant was, wat ek nie kon salaris kry uit die gemeente nie, en moes gaan tydelik werk daar buitekant om vir my gesin te onderhou, het hulle baie keer vir my gevra, hoekom loop jy presies 8 uur of 5 uur? Hoekom kom jy presies 5 voor 8 by die werk?
Hoekom gaan jy presies 1 uur op ete en 2 uur is jy weer terug? Hulle by dopkom. Ek sê ek vrees Jahwe. Ek vrees Jahwe. Hoekom het Daniel 'n naam gehad in Babylon? Nie van julle weet. En Josef. En hoekom het hulle geen fout vind nie? Behalwe in hulle aanbidding van Jahwe. Daniel was getrou. As jy 'n gelowige is en jy vrees Jahwe, is jy eerlik in jou besigheid, jy's eerlik in jou werk, jy's eerlik met alles wat jy doen. Jy moet nie dat mense agter jou aanbel om hulle geld te soek wat jy hulle skuld nie. Jy betaal dit. As jy gesê het jy doen iets, dan doen jy dit. Die vrees van Jahwe raak elke deel van ons lewe. Hoekom kyk ek nie na daai vieslike, pornografiese Hollywood film op DStv nie? Niemand verbied my om dit te doen. He. Kan dit kyk? Hoekom kyk ek dit nie? Ek vrees Jahwe. Kom praat ek nie kwaad van die broer of van die broer nie. Hoef my nie op te pas nie. Ek vrees Jahwe. Kom gee ek my 10de. Ek vrees Jahwe. Kom steek ek my hande op en aanbid hom en loof hom. Hoekom lees ek die Bybel? Hoekom bid ek? Ek vrees Jahwe. En Jahwe sê, dis die mense. Wat guns dit? Dis die mense wat Jahwe seën. Dis die mense wat nie gebrek sal hê nie. Die woord wat ek nou gesê het. Vader, eer dit U. Bring dit eer oor U naam of nie? Die vrees. Ek wandel die hele dag in die vrees van Jahwe. Mense, dan gaan ons geeswerking ontsluit. Wat sê Paulus? Hy sê, bedroef nie die Heilige Gees nie. Terug? Wat gebeur as jy die Heilige Gees bedroef, of as jy die Heilige Gees blus? Ek gooi water oor die vuur en ek blus die vuur. Ek bedroef die Heilige Gees onttrek. Wat bedroef hom? Wat blus hom? Elke keer as ek buite die vrees van Jahwe optree. Elke keer. Ek het vir baie jare moes ek alleen rondry terwyl my kinders klein was. En ek sê dit tot eerbied van Vader en met sy genade, ek het baie geleenthede gehad om 'n verhouding aan te knoop. Baie. Hoekom het ek dit nooit gedoen nie? Hoekom het ek nooit my vrou bedrieg nie? In al die jare nie. Hoekom? Omdat ek Jahwe vrees. Omdat ek Jahwe vrees. Ek het nie 'n polisman nodig. En glo my, ek het baie geleenthede gehad. Maar ek het dit nie gedoen nie, omdat ek Jahwe vrees. Jy sien, as jy die hele tyd Jahwe se vrees voor jou, dan wandel jy so dat jy hom kan behaag. Jahwe sal dit eer en jy word verhoor. Jy kry gebedsverhoring as gevolg van jou vrees vir Jahwe. Nou by ons in die dorp is die enigste plek wat fietsonderdele verkoop en dit waaraan ek belangstel is 'n Indiër. Hy's 'n moslim. Vrydag dan sluit hy sy winkel 12 uur. Dan gaan bid hulle by die moskee. En hierdie man sal vir my enige iets in daardie winkel gee. Sonder om dit op te skryf. En ek het al by hom ingekom en sê ek wil nou gou dit hê, ek is nou op pad soontoe, ek het dit nodig, ek het dit nodig, ek het dit nodig. Dan sê hy, vat dominee, vat. Dan kom ek agterna terug, nee. Na 'n week of na 'n paar dae. Dan sê ek vir hom, Hussein, ek skuld jou soveel. Dan sê hy, regtig? Sê ek, ja, ek skuld jou soveel. Daai dag het ek soveel gevat en dis wat dit kos. En ek het net deur my optrede teenoor hom, die vrees van Jahwe in my lewe, het ek vir hierdie man gewys. Wie is my Elohim? En hy het respek vir my. En hy het respek vir Elohim. Jy sien, hierdie ding is iets wat jy leef. Jy leef hom. Dit is nie 'n praat ding nie. Dit is 'n leefding. En ek en jy moet gesag afdwing. Ek kan nie in hierdie kansel staan en vir julle lering gee en met julle praat oor goed dat ek nie leef nie. Daar's 'n teks in die Bybel wat sê, wee jou as jy dit probeer doen
om vir die volk goed te leer wat jy nie self doen nie. Dit was die probleem met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Dis waarom Joshua so teen hulle te velde getrek het. Die predikant wat hier voor staan en hy preek goed wat hy nie leer nie, bring 'n oordeel oor homself en Jahwe sê hy sal met harde slae geslaan word. Ek gee lering dwars deur die land in vrees en bewing. Ek staan hier voor julle vanmôre soos ek gesê het met bewing. My lewe moet in harmonie wees met wat ek hier vir julle leer. Ek moet dit leef. Moenie oor gebed probeer praat as jy nooit bid nie. Moenie oor vas begin praat as jy nooit vas nie. Moenie oor hierdie diep dinge van Vader se woord praat as jy dit nie leef nie. Ek kan nie vanmôre vir julle sê, hê julle vrouens lief en ek het nie my vrou lief nie. Sy luister na elke preek wat ek sê. Sy sit meer onder my lering as julle dalk. Ek moet haar lief hê. Ek moet dit leef. Ek moet dit demonstreer. Die apostel Paulus, hy sê, my prediking het nie net tot julle gekom in woorde alleen nie, maar in die betoning van gees en krag. Weet julle wat is daai woord betoning in die Grieks? Demonstrasie. My lewe is 'n demonstrasie. My bediening is 'n demonstrasie van wat ek preek. Kom ek vir julle 'n voorbeeld gee. Dan kom daar 'n ou en klop by jou deur en sê, meneer, ek verkoop die beste stofsuier wat daar is. Hierdie ding het 'n wonderlike reputasie. Hierdie ding kan wonderlik werk. En dan hou hy aan om wat te doen? Om dit vir my te demonstreer. Ek kan hom nou wegjaag en sê, nee wat man, ek stel nou nie belang in jou produk nie. Maar weet jy wat, baie keer dan koop ons die ding omdat iemand dit vir ons gedemonstreer het. En nou sien ek hoe werk hierdie ding. Hierdie ding werk dan maar wonderlik. Joshua wil nie net hê ek en jy moet van mense loop en vertel van Joshua. Ons moet vir hulle loop en vertel van die wonderlike dinge in sy woord nie. Baie minder mense begin die Bybel lees. Weet jy hoe min mense lees die Bybel? Weet jy hoe min mense ondersoek die Bybel? Vrou wil my een aand in 'n dorp daar in die Kaap wou sy my reg sien na die diens. Toe sê sy dit staan in Romeine en toe soek sy dit met Psalms. Toe moes ek haar help baas Romeine. Toe sê ek, hoe kan jy my nou help as jy nou nie eers die Bybel lees nie? Dan kom ek nou vir jou sê waar staan dit en dan gaan ek nou ook vir jou wys jy verstaan dit verkeerd. Wat is die vrees van Jahwe? Dis nie net praat nie, ons demonstreer dit. En die mense kyk na jou lewe en hulle soek wat jy het, want daardie demonstrasie sê vir hulle, 'n lewe wat vol is van die vrees van Jahwe is 'n lewe met seën, dis 'n lewe met oorwinning, dis 'n lewe met sukses. Ek wil hê my huwelik moet 'n demonstrasie wees van Jahwe se teenwoordigheid. My verhouding met my kinders en my kleinkinders moet 'n demonstrasie wees van Jahwe. Dit moet in my besigheid, in alles wat ek doen. Alles. Ek sê nie ek maak nie foutjies nie. Ek maak baie foute en ek jammer daaroor en ek vra dat Vader my vergewe. Partykeer sê ek 'n ding of ek het 'n houding wat nie mooi was nie, dan vra ek dat hy vir my moet help. Daar by ons by die huis, ek het nie 'n baas nie. My eie baas. My eie baas. Ek kan werk soos ek wil. Maar vra my vrou. Ek klok nou al 5 uur in die oggend klok ek in. Tussen 1 en 2 vat ek bietjie af. 2 uur klok ek weer in. 5 uur klok ek uit. Ek klok myself in en uit. Ek het myself gedissiplineer om 'n dag se werk in te sit. Want ek vrees Jahwe. Jahwe sê as jy nie werk nie, moet jy ook nie eet nie. Jahwe seën mense wat selfgedissiplineer is en in die vrees van Jahwe wandel en in alles wat hulle doen, is hulle 'n demonstrasie van sy vrees. Joshua was so 'n demonstrasie. Dis wat jy lees in die 4 evangelies, dis hoekom ons begeer om soos hy te wees. Joshua was 'n demonstrasie. My verhouding met Joshua moet 'n demonstrasie wees, dat mense dit begeer. Mense, die vrees van Jahwe is iets wonderlik wat ek en jy in ons lewe nodig het. Wat is die voorwaardes om die vrees van Jahwe te hê? Eerstens, ons moet dit kies. As jy dit nie kies nie, gaan jy dit nie hê nie. Spreuke 1.
Spreuke 1. Vers 28. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hy die kennis gehaat en die vrees van Jahwe nie verkies het nie. Sien nie? Jy moet kies om Jahwe te vrees. Dis 'n keuse wat jy moet maak. En ons moet ook onderrig word. Dis wat ek vanoggend doen. Ons moet onderrig word in die vrees van Jahwe. Wie van julle het vanmôre geestelike persepsie om te weet ek onderrig julle in die vrees van Jahwe? 2 Kronieke 26. 2 Kronieke hoofstuk 26. Daar by die geskiedenisboeke, 2 Kronieke 26 vers 5. Ek stadig genoeg, my vrou. 2 Kronieke 26 vers 5. En hy het Elohim gedurig gesoek in die dae van Sagaria. Sagaria was 'n priester en luister wat het Sagaria gedoen? Wat onderrig gegee het in die vrees van Jahwe. Onderrig gegee in die vrees van Jahwe. Wie van julle was al ooit in 'n diens waar jy geonderrig is in die vrees van Jahwe? Vanmôre is jy dalk vir die eerste keer in so 'n byeenkoms. Ek onderrig julle vanmôre in die vrees van Jahwe. Dis Jahwe se wil. So is daar baie ander onderwerpe waarin ons onderrig moet word. Ons moet onderrig word in die waarhede van Jahwe se woord. En so moet ons ook onderrig word in die vrees van Jahwe. Ons moet onderrig soek. En ek vertrou dat hierdie lering oral sal gaan en ons mense help om weer by die vrees van Jahwe uit te kom. Maar kyk nou mooi. Wat doen die vrees van Jahwe? Vers 5 van 2 Kronieke 26. Hy sê, wat onderrig gegee het in die vrees van Elohim en in die dae dat hy Jahwe gesoek het, het Elohim hom voorspoedig gemaak. As jy onderrig word in die vrees van Jahwe, sal jy Jahwe soek. Jy sal Jahwe soek. En dit sal jou voorspoedig maak. Sien jy die vrees van Jahwe? Gaan saam met 'n keuse. Ek soek dit. En dit bring seën en voorspoed in my lewe. As jy die vrees van Jahwe soek, sal jy nie steun op jou eie wysheid nie. Wie van julle het al agtergekom ons is baie keer te slim vir onsself? Dit net ek. Julle ook. Kyk wat staan daar in Spreuke hoofstuk 3 vers 7. Ons wil die goedjies klaar uitwerk. Dis maar die Adamietse manier, maar dit werk nie so nie. Spreuke 3 vers 7. Wees nie wys in jou eie oë nie. Wees nie wys in jou eie oë nie. Spreuke 3 vers 7. Daar staan in die Engels, hy sê dit so mooi. Don't be impressed with your own wisdom. Moenie beïndruk word deur jou eie wysheid nie. Vrees Jahwe en wyk af van die kwaad. Weet julle hoekom het ons baie keer moeilikheid ons eie wysheid? Seker reg? Ons eie plannetjies. Ons eie wil, ons eie manier van loop. Ons dink ons manier is die regte manier. En dan is dit die verkeerde manier. Hoe jy ook al dink hy gaan werk, hy gaan nie werk nie. Hy gaan nie werk nie. Vat byvoorbeeld op die gebied van huwelike, hoe baie moeilikheid is daar. Mense het konstant probleme in hulle huwelike. As jy net ophou met jou eie wysheid en luister na Jahwe se wysheid. As jy 'n gelowige is, as jy 'n kind van Vader is, as jy hom dien en as jy hom liefhet, dan trou jy nie met 'n ongelowige. Word hom af my kwaad. Dis nie my wysheid nie, dis ook nie jou wysheid nie, dis Jahwe se wysheid. Hy het 'n rede daarvoor. Jy het moeilikheid. Jy het groot moeilikheid. Kom ek gee dit vandag vir julle demonstrasie. Ek gaan dit nie weer met wet doen, nie, hy is te groot. Ek soek nou 'n ligte vrou of 'n meisie wat nie so swaar is nie, die stoel kan dra. Jy gaan my help. Kom jy vir my help, broertjie? Kom help gou vir my. Kom help gou die ou. Nee, ek sal nie. Staan op die stoel. Staan op die stoel. En ek sê, is jy 'n boyfriend? Sal niks sê. Hier staan nou 'n geredde jong dame. Sy is 'n kind van Vader. Sy het nou vir Vader baie lief.
Nou ontmoet sy 'n jong man. Kom ons sê nou maar dis ek. Die jong man is nie gered nie, hy dien nie vir Jahwe. Hy leef nie vir Jahwe. En sy raak nou verlief op hom. Nou sê sy, ek sal teen Jahwe se wysheid gaan. Ek gaan met hom trou, want as ek nou met hom getroud is, dan gaan ek hom nou in my geloof bring. En ek sal hom by Joshua uitkry. En ek sal hom verander kry. Nou sy is nou daar, né? Okay, nou wil ek hom probeer my optrek dat ek daar saam met jou staan. Trek hoor. Trek. Onmoontlik. Sy kan my nie optrek soontoe nie, maar kyk nou. Ek kan maklik trek ek haar af. Hy gaan jou aftrek. Jy gaan nie hom optrek nie. En haar ongeredde vrou, sy gaan jou aftrek. Jy gaan haar nie optrek. Ons moet 'n huwelikskamp hou dat ek hierdie goed met julle praat. Dankie Ono, jy was pragtig. Jahwe se wysheid is beter as jou wysheid. Altyd. Altyd mense. Altyd. Jy kan nie goed onder die tafel doen en dan wil jy Jahwe met jou seën nie. Volg Jahwe se pad. Vra hom vir 'n maat. Vra hom vir 'n geredde maat as jy gered is. En jy spaar jouself baie moeilikheid. Ek kan dit van toepassing maak op elke gebied in ons lewe. Ons het ons wysheid en daar is Jahwe se wysheid. Maar Jahwe sê as jy my vrees, sal jy my pad loop. Hy sê steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek het dit daar nou vir u gelees. Spreuke 3 vers 7, né? Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees Jahwe en wyk af van die kwaad. Kom dat ek net gou vir julle wys in geval julle dit mis. As jy Jahwe vrees, hou jy op sonde doen. As jy Jahwe vrees, wyk jy af van die kwaad. Hoe weet ek iemand vrees Jahwe? Hy los wat verkeerd is. Hy stop met wat verkeerd is. Spreuke 8, daai net so 'n bietjie verder aan. Spreuke 8 vers 13. Die vrede van Jahwe is om lief te wees vir al wat sleg is. Lees ek reg? Ek wil julle met my toets. Spreuke 8 vers 13. Die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is. Jy kan nie lief wees vir wat sleg is. Jy haat dit. Jy haat dit. Hoogmoed, trotsheid, slegte wand, heilagtige mond, haat ek. Al die goed wat sleg is, jy haat dit. Hoekom haat jy dit? Jy vrees Jahwe. Moenie 'n fout maak nie, sonde is lekker. Nie my so snaaks kyk nie. Sonde is lekker. Ons het dit nie gesoek het as dit nie lekker was. Maar ek haat dit. Want dit behaag Jahwe nie. Ek gaan nie na die fortuinverteller toe nie, want dit Jahwe haat dit. Ek haat dit ook. Ek doen nie wat verkeerd is nie. Want Jahwe haat dit. So belangrik mense dat ons dit sal verstaan. Wat sal die vrees van Jahwe vir jou doen? Ek moet nou ongelukkig hier vanaf gaan. As julle iewers iets mis, dan moet julle net vir my kom vra en ek sal dit vir jou gee. Die eerste ding is, wat sal die vrees van Jahwe vir jou doen? Daar sal wysheid in jou lewe kom. Spreuke 28 vers 28. Spreuke 28 vers 28. Ekskuus, Job 28. Jammer julle. Job 28. Maar aan die mense het hy gesê, kyk, die vrees van Jahwe is wysheid. En om die kwaad van die kwaad af te wyk is verstand. Daar is dit weer afwyk van die kwaad. Maar wat ek wil hê jy moet sien is, as jy Jahwe vrees, kom daar wysheid in jou lewe. Wysheid is die vermoë om te leef volgens Jahwe se wil vir jou lewe.
Jahwe sal jou as 'n leerling aanvaar as jy sy vrees in jou lewe het. Psalm 25 vers 12. Psalm 25 vers 12. Wie is tog die man wat Jahwe vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Jahwe sal jou nie leer nie, Jahwe sal jou nie onderrig as jy hom nie vrees nie. Maar as jy hom vrees, dan maak hy van jou 'n leerling. Hy aanvaar jou as 'n leerling. Weet julle wat beteken dit? Wauw, jy 'n leerling van Jahwe is. Fantasties. Jahwe leer jou, onderrig jou, daar kom rema, daar kom openbaringskennis, daar kom insig, soos jy nog nooit in jou lewe gehad het. Ek het die dag hier tussen Oudtshoorn en Otjiwarongo so op die fiets en ek loof hom en ek prys hom en ek aanbid hom en ek bely sy woord en ek sê vir hom ek wil hom dien met my hele hart en met my hele wese en ek wil hê sy vrees moet in my lewe sterk wees en een klap soos 'n weerligstraal tref die teenwoordigheid van die Heilige Gees my. En die een openbaring kom na die ander, die een insig kom na die ander, goed wat ek al vir jare besig is, maar nog nooit so gesien het nie. Ewe skielik sien ek nie. En dit gebeur so baie met my. Maar ek het uitgevind in my lewe dat as ek Jahwe nie vrees nie, kom aanvaar hy my nie as 'n leerling nie, daar kom nie wysheid nie. Maar as ek Jahwe vrees, dan kom die wysheid, dan kom die insig. Wonderlik om deur Jahwe geleer te word. Hy sal sy verborgenhede met jou deel, die derde een. Psalm 25 vers 14, kyk dit verder aan. Die verborgenheid van Jahwe is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Kan ek vir julle lees in die Amplified? Gelukkig is hier daar nie mense by julle wat so stryd vat oor die Engels soos daar by ons nie, maar luister nou mooi, hy sê the secret, is Amplified, the secret of the sweet, satisfying companionship of the Lord have they who fear, revere and worship him, and he will show him his covenant and reveal to them its deep inner meaning. Kry maar vir julle Amplified vertaling wat julle saam lees. Daar is 'n pragtige vertaling wat vir ons help om die Hebreëse teks beter te verstaan. Maar dit kom daarop neer, as jy Jahwe vrees, sal hy sy verborgenhede aan jou bekend maak en met jou deel. Die vierde ene, dit sal vir jou 'n lang en 'n vervulde lewe verseker. Spreuke 10. Wil jy lank leef? Sy ouens leef lank en beteken niks. Maar jy kan lank leef en 'n seën wees, 'n vervulde lewe hê, bevredig wees. Spreuke 10 vers 27. Spreuke 10 vers 7. Die vrees van Jahwe vermeerder die dae, maar die jare van die goddelose word verkort. Lyk my as die vrees van Jahwe nie in jou lewe is nie, word jou dae afgesny. Jy leef nie jou vol lewe uit nie. Maar as jy Jahwe vrees, word jou dae verleng. Word jou dae verleng. Ek het klaar besluit hoe oud wil ek word. Ek wil net 80 word. Ek wil nie ouer word. Ek wil net, as Joshua nie kom nie, ek wil net 80 word. Maar ek wil op 80 jarige ouderdom, wil ek terugkyk na my lewe en ek wil kyk, ek was 'n seun. Ek het 'n vervulde lewe gehad, ek het 'n vol lewe gehad. Ek het Jahwe gedien en ek wil al my kinders en kleinkinders en agterkleinkinders inroep en al die leiers en al die broers en ek wil hulle seën soos Jakob en dan my hande vou en huis toe gaan. Dink julle dis moontlik? Ja. Dankie sis. Ek wil huis toe gaan soos my vader Jakob. Dis hoe hy huis toe gegaan. Dat dit vir jou wees soos jy geglo het. Dat dit vir jou wees soos jy geglo het. Maar ek wil nie op hierdie aarde leef en 'n onvrugbare lewe leef, soos ek eendag iemand begrawe, toe sê die familie vir my voor die tyd, niemand wil hom begrawe in elk geval nie, maar as jy hom begrawe, kyk hoe vinnig kan jy hom onder die grond kry, want as jy iets goeds oor hom sê, dan loop ons uit die kerk uit. Hy het almal belieg en besteel, hulle pensioen gesteel en sy vrou verneek en ek het met hom gestoei tot in sy laaste doodsroggel dat hy sy lewe regmaak. Sy lewe is
se nalatenskap is tot stank. Maar kinders moet kan sê, my pa se nalatenskap, my oupa se nalatenskap is mooi. Hierdie broer se nalatenskap is mooi. Hy los dit so mooi. Sy lewe was so pragtig, was so vervullend. Dit was so 'n seën. Ons kan so leef. Hoekom nie? Kan so leef. Ek vertrou hom daarvoor. Dis my geloof, julle hoef dit nie te glo. Ek vertrou hom om 80-jarige ouderdom sonder siekte huis toe te gaan. Nadat ek hulle geseën het en terug te kyk na my lewe en te sien dis vervul. Hier sê hy, die vrees van Jahwe vermeerder die dae. Vermeerder die dae. Dit produseer sterk vertroue. Spreuke 14 vers 26. Baie mense het nie vertroue nie. Hulle het wantroue. Twyfel. Maar kyk wat sê vers 26 van Spreuke 14. In die vrees van Jahwe lê sterk sekerheid. Lê sterk sekerheid. As jy vrees, Jahwe vrees, is daar vertroue in jou lewe. Sekerheid. Jy weet wie jy is, jy weet waar gaan jy heen, jy weet wat jy doen. Daar's oortuiging. As jy Jahwe vrees, produseer dit 'n toevlug vir jou kinders. Kyk daar. Ook vir die kinders van sodanige sal daar 'n toevlug wees. Sien julle? Dit bied 'n toevlug vir jou kinders. Dit bied sekuriteit vir jou kinders as jy Jahwe vrees. Spreuke 19 vers 23. Dit bring permanente bevrediging in jou lewe. Spreuke 19 vers 23. Die vrees van Jahwe is tot die lewe. En versadig bring 'n mens die nag deur, sonder om deur die onheil besoek te word. Mense, dis of die waarheid of dis nie die waarheid. Maar Jahwe sê as ek hom vrees, lei dit tot lewe. Dit lei nie tot dood en ondergang. Dit maak jou versadig. Jy word nie deur onheil besoek nie. Wow. Dis Vader se woord. Dis die belofte wat hy gee aan die wat hom vrees. Al die goed wat ek tot dusver gelees het, jy sal niks daarvan ervaar as jy nie die vrees van Jahwe in jou lewe het nie. Dis die voorwaarde. Vrees hom, dan sal hierdie dinge in jou lewe werk. Kyk nou daar by Spreuke 19 vers 23. Spreuke 19 vers 23. Die kostelike besit, ja, die vrees van Jahwe is tot die lewe en versadig bring 'n mens die nag deur sonder om deur die onheil besoek te word. Dis die volgende enetjie wat ek vir julle net wil wys. Jy word nie deur die kwaad versoek nie. Jy word nie deur die onheil besoek nie. Kry die vrees van Jahwe terug in jou lewe en begin 'n belydenis maak. Ek sal nie deur onheil besoek word nie. Ek sal nie. Ek vrees Jahwe. Hier's 'n wonderlike een. Psalm 145 vers 19. Hy vervul jou begeertes. Psalm 145 vers 19. Hy vervul jou begeertes. Hy vervul die wens van die wat hom vrees. Nie die wat hom nie vrees nie. Het u begeertes in u hart? Onselfsugtige begeertes, drome, waaruit hy verheerlik sal word en groot gemaak sal word? Ek wil graag 'n miljonair wees. Ek wil so baie geld hê, ek wil 'n vakansiehuis hê daar by Swakop. Ek wil 'n boot hê waar daar reg staan wat ek mee kan ry. Ek wil 2 4x4 sê, ek wil 'n Mercedes hê, in geval sommer 'n Audi by. Nou met 'n warm swembad in my huis wees, dis my droom. Ja, hy gun vir ons dinge. Maar jy moet eers sê ek wil ryk wees dat ek kan meer gee vir Jahwe. Ek wil ryk wees dat ek kan meer mense help. Dan is jou motief reg. En dan sê Jahwe sal jy het jou mooi naam vir hom. Mercedes. Toyota. Vakansiehuisie. Dis so noem hulle sommer dinge. Dit is al hierdie dinge daar vir jou bygevoeg. Bygevoeg. As jy Jahwe vrees, prys sy naam, sal hy vir jou die dinge byvoeg, nie wegvat nie, hy gee jou die begeertes van jou hart.
My begeerte is op hierdie oomblik is om meer bekerings te sien, meer dopings met die Heilige Gees, meer van die gawes van die Heilige Gees, meer geestelike groei, verandering onder ons volk. Dis op die stadium my begeertes. Dis die verlange van my hart. En ek het nie 'n begeerte na geld en aansien en eer en posisie nie. Dis die begeertes van my hart en ek herinner Jahwe elke dag daaraan. Veral as ek sonder my vrou slaap, dat ek nie kan geslaap kry nie, dan herinner ek hom eers aan sy beloftes. Die laaste dag lê ek hier by die venster en sy slaap daar. Jy raak ons nog gewoond aan jou maat, nie? Maar dit is vir my wonderlike geleenthede en laaste dag het ek hom weer herinner, o Jahwe, die geerte van my hart is by die kant dat mense aangeraak sal word en verander sal word. Dat hulle uit die dood uit sal kom, dat die vrees van Jahwe in hulle lewe sal terugkom, dat mense gevul word met die Heilige Gees, dat mense bevry word. Jy sê, jy gee ons die begeertes van ons hart. Hy werk die ding binne in jou wat hy wil hê jy moet begeer. En as jy dit in plek het, die ander dinge wat jy nodig het en begeer en soek in jou lewe, sal hy vir jou gee. Die vrees van Jahwe is gekombineer met nederigheid. Spreuke 22. Jy kan nie hoogmoedig wees en die vrees van Jahwe in jou lewe hê nie. Spreuke 22. Terwyl ek na my vrou se DVD gaan ek nou vinnig maak. Spreuke 22 vers 4. Die loon van nederigheid is die vrees van Jahwe, is rykdom, eer en die lewe. Kyk nou eers, as jy Jahwe vrees, is jy nederig. Jy is nie hoogmoedig, jy is nederig. En dit bring rykdom, dit bring eer, dit bring lewe. Dit is 'n belofte van Vader. Kom ons kyk vandag na 'n paar voorbeelde van die vrees van Jahwe onder sy volk. Psalm 2 het ek vir julle gelees, ons juig met bewing, né? Vrees, dien Jahwe met vrees, dis hoe hy wil hê ons moet hom dien. En dan moet ons buig, juig met bewing. Handelinge 9 vers 31. Handelinge 9 vers 31. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van Jahwe en die vertroosting van die Heilige Gees het hulle vermeerder. Die gemeente, Jahwe se kinders, Jahwe se volk, het hom gevrees en hulle is opgebou, terwyl hulle gewandel het in die vrees van Jahwe. My grootste begeerte is dat lewende hoop landwyd gekenmerk sal word deur mense wat Jahwe vrees en wat wandel in die vrees van Jahwe. En dan, as ons Jahwe vrees, kyk wat gebeur as 'n gemeente, Efesiërs 5 vers 21. Efesiërs 5 vers 21. Hy sê, terwyl julle Elohim die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Meester Yeshua en aan mekaar onderdanig is in die vrees van Elohim. As ek Jahwe vrees, gaan ek onderdanig wees. Vrouens gaan onderdanig wees aan hulle mans. As jy Jahwe vrees, sal jy jou man eer en respekteer as die hoof van die huis. Jy sal eerbiedig wees. Kinders sal hulle ouers respekteer. Kinders sal hulle ouers eer. As jy wandel in die vrees van Jahwe. Jy sal jou leraar, jou leier, sal jy eerbiedig en onderdanig wees. Nou, jy sal nie rebellie kweek nie. Hoekom kweek mense rebellie in ons bediening? Hoekom kweek mense rebellie in 'n gemeente? Hulle het nie die vrees van Jahwe nie. Hulle verwerp die leierskap. Hulle dink hulle kan 'n beter job doen. Hulle verwerp dit, as jy die vrees van Jahwe verwerp, bring dit verdeeldheid. Daar's nie groei nie. Daar's nie sterk word, soos wat die gemeente sterk geword het. Jy bring skeuring, verwoesting. Maar as jy Jahwe vrees, sal jy eerbied betoon. Wat is ons reaksie? Ek gaan nou afsluit. Ons reaksie, Spreuke 2.
En ek gaan dit net vandag doen. Ek wil hê julle moet dit self gaan bepeins en oordink. Miskien kan julle dit vanmiddag by ons bespreking daar oopmaak en dit bespreek. Maar ek wil net vandag vir julle aandag vestig op 'n paar gedagtes. Spreuke 2 vers 1. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar. Jy ontvang sy woorde, jy koester sy bevele, en dit is om Elohim te vrees. Want om hom te vrees is om sy woord te vrees. Psalm 119 vers 161 sê, as jy Jahwe vrees, dan sal jy sy woord vrees. Psalm 119 vers 161. Jy sal niks ongeryms aan Jahwe toevoeg nie. Maleagi 1 vers 6 en 3 vers 13 en 14. Miskien dalk net, want dis baie belangrik. Ek kry baie keer dat mense probleme het, dan vloek hulle Jahwe. En mense beland in die moeilikheid en dan blameer hulle Jahwe en vloek vir Jahwe en beledig Jahwe. Ek voel hier waar ek staan, 'n siddering terwyl ek dit sê, dit is verskriklik. Jahwe het dit gedoen, en Jahwe het my kind weggevat, en Jahwe het my in die ongeluk laat beland, en Jahwe het my sonder werk, en Jahwe dit, en Jahwe dit. Ek sê gister vir iemand, ek sê, jy sal nooit hoor dat iemand sê die duiwel het dit gedoen. Jy sal altyd hoor dat Jahwe is goed. Jahwe is goed. Jahwe doen nie sulke dinge. Die wêreld is onder die beheer van die God van hierdie wêreld. Jesua is nog nie koning nie. Dis die Satan wat die dief is, wat gekom het om te slag en te steel en te verwoes. As jy Jahwe liefhet, al gaan dit hoe swaar met jou, jy sal hom nie blameer nie. Jy sal hom nie iets ongeryms toevoeg nie. Jy sal hom eerbiedig. Sê Jahwe, ek verstaan nie. Toe ek en my vrou destyds alles verloor het, deur insolventie, baie jare gelede, toe my kind dood is, ek het 3 kinders verloor, ek het nie verstaan nie, ek verstaan nou nog nie, maar ek het gesê, Vader, ek sal nie ophou om u lief te hê nie, ek wil soos Job my vader wees, wat u niks ongeryms toegevoeg het nie, al het al die peste en ellende van die wêreld om op een dag getref, die Satan versoek my om iets ongeryms toe te voeg aan u, maar ek sal dit nie doen. Ek eer u, ek vrees u, ek eerbiedig u. Dis wat dit is om die vrees van Jahwe in jou lewe te hê. As jy Jahwe sommer vloek of verwyd vir enige ding in jou lewe, dan sy vrees nie in jou lewe nie, jy is op gevaarlike grond. Neig jou oor tot wysheid, sê Salomo hier. Vers 2, neig jou oor, Spreuke 2, tot wysheid. Met ander woorde, wees leerbaar. Hy sê vers 3, jy sal na insig roep vir onderskeiding, vra vir onderskeiding. Verhef jou stem vir verstand, om te kan verstaan. Soek daarna soos na 'n verborge skat. En dan sluit ek af, vers 5. Dan sal jy die vrees van Jahwe verstaan. En jy sal die kennis van Elohim vind. Wat moet jy doen? Ontvang sy woorde. Vrees sy woord. Voeg hom niks ongeryms toe nie. Neig jou oor, wees leerbaar. Neig jou hart, roep vir onderskeiding. Verhef jou stem, vra vir verstand. Soek daarna soos na silwer, soos na 'n verborgde skat. En as jy dit soek, sal jy die vrees van Jahwe verstaan. En jy sal die kennis van Elohim vind. En jy sal daarin begin lewe. En die seën van Jahwe sal na jou lewe toe begin kom. Jahwe sal vir jou begin deure oopmaak. Jahwe sal begin om vir jou die pad oop te maak. Jahwe sal begin om homself aan jou te openbaar. Ek wil net dit sê en dan gaan ons oor na dit wat ek glo die Heilige Gees hier wil doen. Luister vir my mooi. Een van die wonderlikste dinge wat met jou en my kan gebeur. Glo my. Net 5 minute daarvan. Net 5 minute. Is meer werd, is meer kosbaar, is meer vervullend as al ons jare op aarde met wat ons ook al besig is. Wat? As Jahwe hom aan jou openbaar. As Jahwe hom aan jou bekend maak. Daai oomblikke. Daar's niks wat daarmee vergelyk kan word. Niks. Dis in daai oomblik wat jou sorge verdwyn, jou onrustigheid verdwyn, jou hartseer verdwyn.
Jou ongeloof verdwyn, jou spanning verdwyn, jou onkunde verdwyn. Jy voel of jy bo op die berge loop. Jy voel of jy 'n tweede asem gekry het. Jy besef ewe skielik, ek sien soos wat ek nog nooit gesien het nie. Ek verstaan soos ek nog nooit verstaan het. Wow! Dit is 'n daai dimensie. Vader, openbaar hom aan jou. Maar dit kom nie sonder die vrees van Jahwe. Lewende hoop, waar julle ook al is. Kom ons word onderrig in die vrees van Jahwe. Kom ons soek die vrees van Jahwe. Kom ons bring bekering in ons lewe waar dit nodig is. Kom ons vertrou Jahwe. Kom ons soek hom met ons hele hart, sodat ons meer van hom kan ervaar en meer van hom kan beleef. Ek gaan vra dat u saam met my staan asseblief. My Vader, waar van Israel en sy ruiters, Jahwe van die leerskare, leerowerste van u volk, Heilige van Israel, hoë en verhewe Elohim, wie se teenwoordigheid die drempelposte laat bewe, wat ons op ons aangesigte laat val en besef, ons is onrein. En wat kom ons kort? Die wat begeer om Uself bekend te maak aan die volk. Maar jy kan dit nie doen waar onreinheid is nie. Jy kan dit nie doen waar die vrees van Jahwe nie is nie. Dit is waarom Moses 'n grens moes span om die berg, om die volk te beskerm, dat hulle nie in die teenwoordigheid kom en sterf. Dis waarom die hoëpriester met bloed moes ingaan, in die allerheiligste. Dankie dat ons kan naby kom deur die bloed van Yeshua. Dankie dat ons gewas kan word en gereinig kan word, skoongemaak kan word. Kom in hierdie oggend, ek het my bes gedoen. U moet dit nou bevestig. U moet dit nou waar maak, maar ons het dringend nodig dat u vrees terugkom in ons lewens. En hier staan ons voor u, en ons wil ons harte oopmaak, sodat u in ons kan werk, wat u welgevalle en u welbehaag is. Kom nou met u majesteit en met u heerlikheid. Kom besoek ons in hierdie oomblik. Vader, laat die harte wat vanmôre hier is, broos wees en sag wees voor u. Ons is nie hier vanmôre om net u hand te soek nie, ons soek u aangesig. Ons is bereid om reg te maak wat moet reg gemaak word. Ek bid dit in Yeshua se naam. En ek dank u daarvoor. En ek wil vra dat u nou 'n tydjie sal neem om te reageer op wat u gehoor het. En is daar iets in u lewe wat verhinder dat u in sy vrees wandel? Buig voor hom vanoggend. Bely dit, maak dit reg. As jy op die knieë wil gaan, dis 'n baie goeie begin. Gaan op die knieë daar by u stoel voor hom vanoggend. Praat met hom uit u eie hart. Draai weg van dit wat verhinder. Draai weg van dit wat verkeerd is. Kom ons vra hom vanmôre om ons te vergewe, om ons te help, sodat ons in sy vrees kan wandel. Waarlik die volk kan wees wat na sy hart geroep is. Hy is bereid om ons te vergewe, hy is bereid om ons te help. Hy is bereid om vir ons oorwinning te gee. In Yeshua se naam.